Goeiemôre geliefdes, wat 'n voorreg om in die huis van die Here te wees vanoggend, op hierdie koue wintersoggend. Welkom hierso, ons weet dat u geseën gaan wees vandag, want die Here is hier by ons. Toe ek nou hier agter die kansel sit, toe lees ek weer eens hierdie plaatjie wat hier geplak is, wat sê, ons wil Jesus graag ontmoet. En ek glo dit is hoekom elkeen van u op so koue wintersoggend vandag gekom het, want u wil 'n ontmoeting hê met die Here. Die eerste tree wat ons dan vanoggend in hierdie erediens gee, is ons aanvangswoord of fotum. En dit kom uit Amos 3 vers 8. Die leeu het gebrul, wie sal nie vrees nie? Die Here het gespreek, wie sal nie profeteer nie? Die genade en barmhartigheid en vrede van die Vader, die Seun en die Heilige Gees sal met u wees. Ons gaan nou almal opstaan en hartlik saam sing Psalm 146 verse 1, 2 en 3. Prys die Here, prys en loof hom. Kom ons staan almal, dan sing ons dit hartlik saam. Wanneer ons by die erediens bymekaar kom binne 'n liturgiese beweging, het ons altyd ook die voorreg om uit God se woord sy wet te hoor, om ons lewens te anker en ons skuld te bely. En ek lees graag vir u die wet voor, Eksodus 20 vers 2 tot 17. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beelde of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here, jou God, nie ydelik gebruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbat, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaag, of jou vee of jou vreemdeling, wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets van jou naaste nie. Nou is daar ook geleentheid waarin ons ons skuld kan bely. En ek gebruik graag die woorde uit Psalm 38 vers 15 as ons skuldbelydenis. Ek het geword soos 'n man wat niks hoor nie en wat niks het om te antwoord nie. Ek vra u, moenie dat hulle verlustig in my leed en hulle groot hou as die lyding vir my te veel word nie. Ons oortree die wet en doen nie God se wil nie. Hy wil egter hê dat ons voluit vir hom sal leef. Daarom het hy sy seun gegee om in ons plek te sterf en om die skuld van ons ongehoorsaamheid aan die kruis te dra.
Dan wil ek graag hê jy moet luister na die woorde van Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar om die wêreld deur hom te red. Uit genade is julle gered. Kom ons staan en ons bely ons geloof deur die 12 artikels, waarna ons sal bly staan vir die sing van lied 488. Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterwe het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes en die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. So bely ons met dankbaarheid. Dankie. Ons gaan nou saam hardop sing lied 488. Helder skyn die lig vir die nasies. Dankie. Terwyl ons so sit, kom ons bid net saam. Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Vader, dra ons in U genade en maak ons gehoorsaam aan U heilige wil, sodat ons met oorgawe vir U sal leef en U dienaars in hierdie vyandige wêreld kan wees. Daarom bid ons dat U ons nou sal lei om U woord te verstaan en sal gee dat ons uit U woord kan leef. Ons is dankbaar, Here, om hier te wees en as gelowiges te deel in U heerlike teenwoordigheid. Spreek, Here, ons is gereed om te luister. Dit bid ons in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. My skriflesing vanmôre kom uit 1 Timoteus 4 vers 1 tot 16. En die van u wat die woord van die Here het, is welkom om saam soontoe te blaai en dit saam te lees. 1 Timoteus 4 vers 1 tot 16. Die Gees sê uitdruklik dat in die eindtyd sommige afvallig sal word van die geloof. Hulle sal misleidende geeste navolg en die leerstellings van bose geeste aanhang. Hierdie dwaalleraars is skynheilige leenaars, wie se gewete toegeskroei is. Hulle verbied mense om te trou en om bepaalde soorte kos te eet. Maar God het die voedsel gemaak, sodat die wat glo en tot die kennis van die waarheid gekom het, dit met danksegging kan gebruik. Alles wat God gemaak het, is immers goed. Niks wat met danksegging ontvang word, is verwerplik nie. Want dit word deur die woord van God en deur die gebed geheilig, 'n goeie dienaar van Jesus Christus. As jy hierdie dinge aan die broers voorhou, sal jy 'n goeie dienaar van Jesus Christus wees, wat jouself voed met die woorde van die geloof en die goeie leer, waarvan jy 'n aanhanger geword het. Maar van onheilige en sinnelose verdigsels moet jy wegbly. Oefen jou liewer om in toewyding aan God te lewe. Om jou liggaam te oefen, het wel 'n bietjie waarde, maar om in toewyding aan God te lewe,
het in alle opsigte groot waarde. Want dit bevat 'n belofte van lewe, vir nou en vir die toekoms. Dit is 'n betroubare woord en kan sonder voorbehou aanvaar word. Met hierdie vooruitsig span ons kragte en stry ons, want ons het ons hoop op die lewende God gevestig, wat die verlosser is van alle mense, van almal wat glo. Hierdie dinge moet jy die mense beveel en leer. Niemand mag op jou neersien, omdat jy jonk is nie. Maar wees jy vir die gelowiges 'n voorbeeld in woord en gedrag, in liefde, geloof en reinheid. Totdat ek kom, moet jy jou daarop toelê om uit die skrif voor te lees, te preek en te onderrig te gee. Moenie die genadegawe wat jy het verwaarloos nie. Dit is aan jou gegee deur die profeseë, toe die raad van die ouderlinge jou die hande opgelê het. Lê jou op hierdie dinge toe, leef daarin, sodat almal jou vordering kan sien. Let goed op jou lewe en jou leer, volhard daarin, want deur dit te doen, sal jy jouself red, sowel as die wat na jou luister. Hierdie lewe is vol uitdagings. Terwyl 'n mens nog jonk is, hanteer jy jou ouers terwyl jy nog jonk is, hanteer jou ouers namens jou probleme wat opduik. Na mate jy ouer word, moet jy self begin om dinge wat oor jou pad kom te hanteer en te bowe te kom. Dit is veral nadat 'n mens jou geloof in Jesus Christus bely het, wat die druk op jou toeneem. En daarmee verwagtinge en uitdagings aan jou gestel word. Ja, dan moet jy self besluit wat jou te doen staan. Die oomblik wat ons die wêreld in beweeg, het ons te doen met invloede wat ons voorheen nie geken het nie. Wie is nou reg en wie is verkeerd? Wat moet ek doen en wat mag ek nie doen nie? Wat word verwag van 'n gelowige wat deur die gelowe leef? Hieroor is daar wyd uiteenlopende standpunte onder mense. Ons weet wat om van ongelowiges te verwag, maar wat moet ons van gelowiges verwag? Ons is tog kinders van God en ons weet Jesus Christus is ons verlosser. Hierdie voorreg word aan ons gegee sonder dat ons iets daarvan kan verdien. Hoe kan ons in hierdie wêreld wat so verward is en waar geloof al meer verdraai word, met oorgawe aan die woord getrou bly? Die woord van die Here. Amen. Die tema van my prediking vanoggend is diensknegte in 'n vyandige wêreld. Diensknegte in 'n vyandige wêreld. Dis baie interessant dat toe Paulus vir die jong Timoteus skryf, wou hy hom leer oor wat vir hom gaan volg in die bediening. Jong Timoteus het tot bekering gekom onder Paulus se bediening. Later het hy saam met Paulus op van die sendingreise gegaan en hom vergesel. En hy het die evangelie leer ken, maar hy was 'n jong man. En dit is interessant dat Paulus juis hierdie gedeelte skryf aan hom, om hom in moeilike en vyandige omstandighede te bemoedig en te leer om 'n dienaar van God te wees. Hierdie gedeelte is daarom ook vir ons belangrik, want dit is riglyne wat God daar stel vir ons wat ook in 'n vyandige wêreld lewe. In ons geleesde gedeelte word ons daarop gewys dat baie mense nie die woord
van God aanvaar nie. En ek dink u beleef dit elke dag waar u rondgaan, sien ons dit. Maar daar is eerder teenstand. En op allerlei maniere probeer mense dit bestry. As gevolg hiervan het die jong Timoteus ook die gevolge van mense se optrede teenoor Jesus se woorde gesien. Vanaf die eerste vers wat ons gelees het, word die mense optrede beskryf. Ja, mense hang Satan aan en word verlei deur allerlei dwaalinge. Leuns word geglo en mense leef in valsheid. In die tyd toe Paulus die Here as apostel gedien het, was sy grootste teenstanders die Jode. En ek glo baie van u het dit al gelees uit die boek van Handelinge, van wat se teestand hy gekry het. Hulle het geglo dat prestasies en hulle goeie werke outomaties sal meebring dat hulle God se seën in hulle lewens sou kon ervaar. Daar is dus nie sprake van genade waaruit daar geleef word nie. Daarom het hulle talle voorskrifte gehad, waaraan almal moes voldoen. En hierdie voorskrifte volgens hulle het bepaal of jy gered is en of jy nie gered is nie. So het hulle geredeneer dat die huwelik mense se aandag van God kan aflei en liefs gelaat moet word. Net sekere kosse mag geëet word en tog talle ander reëls het 'n sware las op hulle geplaas. In die Ou Testament was daar natuurlik voorskrifte oor hierdie sake, maar dit word deur die Jode verhef tot noodsaaklike wette. In die proses het hulle egter een groot fout gemaak, en dit was om die Here Jesus nie te erken as die Messias nie. Die hele Ou Testament en al die voorskrifte het immers vooruitgewys na Jesus en is vervul met sy dood aan die kruis. Deur aan die ou gebruike vas te hou, het hulle 'n streep getrek deur die versoeningswerk van die Here en so ook die genade van ons verlossing. Dit was net daar waar Jesus Christus se offer aan die kruis en sy opstanding uit die dood geglo word, waar mense nuwe stiekrag in hulle lewens ontdek. En hy die fokuspunt van hulle lewens word. In so 'n lewe vind 'n radikale ommeswaai plaas. Weg van eie belang, weg van verdienste, na 'n besef van 'n verlossing uit genade. Vandag het ons dalk nie meer met dieselfde gevare te doen nie, maar dat ons ook worstel en stry teen baie dwaalinge, is 'n harde werklikheid. Die aanslag van Satan teen die volgelinge van Jesus Christus is selfs meer gevaarlik. Ek glo baie van u het al gehoor hoe word Christene doodgemaak vir hulle geloof. En dan kan ons maar net dink ook aan die gevaarlike tendens om alle godsdienste gelyk te stel en nie te durf waag om hulle valsheid aan te spreek nie. Dit laat my dink aan 'n kollega van my, 'n groot godsman, wat gevra is, hy moet by die parlement, ek is nie seker of dit in die parlement was of voor die parlementsitting of so, moes hy saam met ander godsdienste bid. En hy het vir hulle gesê, geen probleem nie, ek sal saam met hulle bid, maar een versoek, ek wil heel laaste bid. En hulle het begin so met die ry afgegaan, die moslim het gebid, die hindoe het gebid, die toordokter, of soos ons sê, die shaman het gebid, en so het hulle afgegaan. En toe hulle almal klaar gebid is, toe is dit sy kans om te bid. En hy gaan vorentoe, en onmiddellik spreek hy die valsheid aan, en hy sê, daar is een God, en sy naam is Jesus Christus. Wat 'n getuienis, vir al die gelowe.
Ons probeer tog vandag so diplomaties korrek wees, maar min wetende dat mense eintlik die evangelie van die Here Jesus Christus nodig het in hulle lewens. Liefde beteken in ons dag om almal te aanvaar en te dien as handige verskoning om sonde toe te smeer. Die hele kwessie van menseregte erkenning beteken dat iemand die reg het om God te laster sonder vrees vir teenspraak. Ons sou vanoggend baie dinge kon byvoeg. Veral as ons vele sondes by die naam begin noem. Bedrog, oneerlikheid, leuns en nog meer. Waarvoor ons tog so maklik verskonings kry. Redeneer ons nie ook maar dat ons oneerlik kan wees, omdat die wêreld rondom ons so vol bedrog is nie. Die uitdaging wat dit aan ons stel, is om die dinge te sien vir wat dit is. En om te onderskei tussen boosheid en die vrees vir die Here. Dit verplig ons ook om teen hierdie dinge te stry. Broer en suster, is ons bereid om op die basis van ons geloof 'n eerlike en opregte lewe te lei? Timoteus sou seker maklik in die lig van die teenkanting moedeloos kon raak. Tog kom Paulus in vers 6 om aan Timoteus te sê wat die antwoord op die aanslag van Satan is. Die hele ding waarna hy verwys en wat Timoteus aan die gemeente moet voorhou, moet ons uit vers 4 en vers 5 verstaan. Hy moet aan die gemeente vertel dat God alles geskep het en dat dit daarom goed is. Die mens kan daaruit leef sonder enige vrese en aan God die dank daarvoor bring. Die probleem is dat mense die goeie uit God se hand wil beheer, maar tog verdraai hulle dit en sondig hulle. En om dit te bereik, wat Timoteus graag wil bereik, moet ons weet dat God aan die mense in die tye die stryd moes verkondig. So sou hy 'n goeie herder wees in die gemeente. Ons moet egter onthou dat dit op elkeen van ons ook van toepassing gemaak kan word. Nie almal van ons is herders of predikante nie, maar elkeen van ons het 'n getuienis wat ons met iemand kan deel. Die innerlike besef dat jy gered is, word dan die dryfkrag om jou uitdagings van die ongelowige wêreld in die oë te kyk en aan te pak sonder vrees. Dit is die weg om te onderskei tussen wat eg en wat vals is. Dit beteken natuurlik dat 'n mens die woord moet ken en self beleef. Geliefdes, dit geld vir Timoteus, maar dit geld ook vir elkeen van ons. Elke mens wat sy geloof bely, staan in diens van daardie geloof en moet daarom gereed wees en bereid wees om dit aan ander te vertel. Jy weet, ek praat hierdie week met 'n man en hy sê vir my dat hy vind dit baie moeilik om sy getuienis met ander mense te deel. Hy weet nie, as hy op die straat moet loop en daar's iemand, hoe moet hy met hulle praat? Hoe moet hy sy getuienis deel? En hy ken nie genoeg van die Bybel om dit te doen nie. Maar wat hy nie besef het nie, en dit is wat ek vir hom probeer verduidelik het ook, is dat elkeen van ons het 'n getuienis omdat die genade van God elke dag in ons lewens manifesteer. En jy weet, as jy by iemand kom, is dit nie nodig dat jy vir hom 'n teologiese dissertasie hoef te gee nie. Vertel net vir hom hoe goed die Here vir jou was die week. Of vir haar. Getuig net van God se genade.
Dit is genoeg om 'n impak te hê in daai persoon se lewe. Want as daai persoon nie die Here ken nie, en hy worstel die hele tyd, en hy hoor hier's iemand wat die Here ken, en hy hoor van die genade van God in daai persoon se lewe, sal dit 'n impak hê op daardie persoon se lewe ook. Ons dink dikwels dit is net die werk van 'n leraar. Want hy word betaal om voltyds in God se bediening te wees. Ja, dit is inderdaad waar van hom, maar dit geld ook vir my en jou. Om oor jou geloof te praat, moet jy altyd gereed wees. Omdat die geleentheid soms ons onverwags oor jou pad kom. Elkeen van ons het elke dag te doen met bekendes wat ons weet nie getrou is aan God nie. Mense wat nog nooit geglo het nie. Sê ons vir hulle iets oor die wonder dat ons deel is van die verlossing van Jesus Christus en wat hy vir ons bewerk het? Of is ons, soos die Engelsman sê, undercover Christians? Dit moet natuurlik 'n spontane reaksie op ons eie geloof wees en hoef nie spesiaal beplan te word nie. Die talente wat die Here jou gegee het, kan jy uitleef in jou getuienis, deur net te deel met wat die Here vir jou elke dag doen. En dan in vers 7 gaan Paulus verder en hy roep Timoteus op om 'n standpunt in te neem teen die dwaalleer van sy dag. Indien iets nie strook met die Bybel nie, mag dit nie verdra of goed gepraat word nie. Ja, geliefdes, ook ons mag sulke dinge nie ignoreer omdat ons self nie daaraan meedoen of onskuldig is nie. Die sake in vers 7 en 8 was dwalinge waarmee in daardie tyd geworstel was. In ons dag vandag is daar baie erger dinge, soos waarna ek reeds verwys het. En ek dink almal van u kan sien dat dit wat in die wêreld om ons gebeur, dit voel of dit net begin eskaleer en eskaleer en eskaleer. En die enigste plek waar mens kan rus vind in hierdie wêreld se chaos is in die Here Jesus Christus. Liefde tot God is ons reaksie op sy liefde vir ons. En dit sluit in dat hy sy seun gegee het. Is ons bereid om ons gewildheid op die spel te plaas vir sy eer? Ons leef uit die voorreg om God se kinders te wees. Die voorreg om in hom te glo. En dit natuurlik lei daartoe dat ons verantwoordelik sal leef tot verheerliking van sy naam. Ons moet onthou om ruimte te maak vir godsdienste wat Jesus Christus verloon, deur aan hulle te getuig. Spandeer tyd met so 'n persoon, wat nie die ware evangelie het nie. Bid vir hulle. En jy weet, ons kan ook vir mense die evangelie verkondig sonder dat ons 'n woord sê. Deur net die manier hoe ons lewe. En dit laat my dink aan Moeder Teresa het 'n hospitaal gehad waar sy baie mense versorg het. Daar het so baie mense gekom dat hulle baie keer oorval is, al die susters wat haar gehelp het om almal te versorg, al die siek mense. En eendag, toe was Moeder Teresa besig om 'n siek man te was, maar die man lyk baie sleg. Hy is verwaarloos. Hy kan nie loop, maar sy was hom, sorg vir hom, gee om vir hom. En hy kyk op na haar toe, en hy sê vir haar, is Jesus soos jy? En sy kyk terug na hom en sy sê, nee, ek probeer soos Jesus wees. En ek dink dis hoe ons almal moet wees. Ons moet soos Jesus wees. Die wêreld het die goeie nuus nodig. Ons mag eenvoudig nie meer stil bly en toesien
hoe mense God miskien nie. Ons mag nie stil bly, omdat ons nie konfrontasie op ons wil aanbring nie. Wanneer ons so optree, help ons die kwaad aan. En ek dink ons kan die gevolge daarvan in die wêreld sien vandag. In vers 12 staan immers, hy moenie sy jonkheid voorhou, omdat mense dalk mag dink, hy is voor op die wa as hy getuig nie. Nee, ons moet nie soek na redes om niks te doen nie. Maar met opregtheid van hart aan almal vertel wat 'n wonders God aan ons bewys het. Wanneer iemand na hom kyk en na die dinge wat hy doen, moet hulle daarin Jesus Christus sien. Is jy soos Jesus? Probeer jy soos Jesus lewe? Die laaste paar verse van hierdie gedeelte skets sekerlik die moeilikste uitdaging wat voor die gelowige gelê kan word. Jou ganse lewe wat jy doen, moet 'n getuigskrif wees van wat God vir jou gedoen het. Dit moet die dryfveer wees van jou doen en late. Dit is 'n moeilike taak, omdat ons vanweë ons sondige aard so sukkel om voluit uit die geloof te leef. Maar hier is egter 'n troos. Want Timoteus word in vers 15 daarop gewys dat hy die gawes deur die Gees ontvang het, om te leef as dienaar onder alle omstandighede. Hy doen dit dus nie in sy eie krag nie, maar in die Gees. Selfs as hy nie weet wat om te sê nie, is die Heilige Gees daar om die woorde in sy mond te lê. Die betekenis van die opdragte aan Timoteus is dat ons kan weet dat God ook ons sal toerus, om uit ons redding te kan leef as dienaars van die evangelie van Jesus Christus. Vers 16 wil ons verseker dat daar ryke vrug is vir ons en vir almal wat luister. So gee ons die oplossing aan mense wat gebuk gaan onder al die aanslae van 'n vyandige wêreld. Maar ons wys ook die ongelowiges en die onverskilliges op die genadepad van herstel en verlossing. En uit die wurggreep van sonde wat hulle doodsmoor, sal hulle die kruis sien. Wat 'n voorreg om so 'n uitdaging op ons pad aan te pak en te oorwin tot eer van die Vader en Jesus Christus onder die leiding van die Heilige Gees. Jy weet, in die 18de eeu was daar 'n predikant en baie mense het tot inkeer gekom in sy gemeente. En hy het vir almal geleer dat julle moet rondgaan en getuig. Julle moet julle boodskap bring vir ander, vertel ander mense. En so het hy ook sy seentjie geleer om dit te doen. En die Gees van God het so gewerk deur sy seentjie, dat die seentjie 'n punt daarvan gemaak het, om weekliks uit te gaan en te gaan getuig. En een laatmiddag sê die seentjie vir sy pa, hy wil gou gaan getuig. En sy pa sê vir hom, maar dis al laat. Hy sê, pa, maar ek moet gaan getuig. En sy pa sê, okay, gaan maar gou. Die seentjie is weg. En hy kom by 'n deur en hy klop aan die deur. En niemand maak oop nie. En hy klop weer. En niemand maak oop nie. En toe hy die derde keer klop, toe maak iemand die deur oop. En die persoon, die dame, vra vir hom, wat wil jy hê, seun? En hy sê, tannie, ek het net gekom vandag om vir jou te sê, Here Jesus Christus het jou baie, baie lief.
En hy gee vir haar 'n traktaatjie met hulle kerk se besonderhede op. En hy draai om en hy loop. Die volgende Sondag kom die dame in die kerk in. En sy kom en sy gee haar getuienis. En sy sê, toe die seentjie aan my deur klop, het ek op 'n tafel gestaan en ek was besig om myself op te hang. Ek het klaar die tou om my nek gehad. En toe die seentjie die eerste keer klop, toe sê ek, Here, as dit U is, vra ek dat die persoon sal 3 keer klop. En die seentjie het weer geklop. En die seentjie het weer geklop. En sy het die deur oopgemaak en hier staan 'n pragtige jong seentjie vir haar, wat dan net daar is en vir haar sê, die Here het jou lief. Jy sien broers en susters, ons dink baie keer, wanneer ons evangeliseer, moet ons 'n Billy Graham wees. Dis nie nodig nie. Luister na wat die Gees vir jou sê en sê dit vir daai persoon. Jy het nie nodig om die evangelies en al die epistels uit jou kop uit te ken nie. Wat jy nodig het, is net die leiding van die Heilige Gees. Daar waar jy vir iemand sê, die Here het jou lief. Ek het vandag aan jou gedink en ek het vir jou gebid. En dit is iets waaraan ons nie baie keer dink nie, want ons raak so besig in ons lewe en ons vergeet dat daar is mense om ons wat ook die Here nodig het. En laat dit altyd vir ons 'n uitdaging wees. Is jy soos Jesus? Dink daaraan. Die woord van die Here. Amen. Almagtige Vader, trooster van ons harte, ons bring aan U lof en eer, want ons besef opnuut wat dit beteken om uit U hand te lewe. U het ons geroep om U kinders te wees, en daarom ondervind ons baie vyhandigheid van hierdie wêreld. Tog weet ons dat teenkanting ons nie van U liefde kan wegruk nie, en dat ons U elke dag met al ons kragte kan dien. Lei ons dan tot eer van U naam en tot eer van Jesus Christus om gehoorsaam te wees aan U woord, sodat ons lewens 'n verheerliking van U naam sal wees en 'n getuienis teenoor 'n afvallige wêreld. 'n Wêreld, Here, waarvoor ons bid, sodat U genade ook in hulle harte inslag sal vind. Dit bind ons om saam vir U koninkryk 'n verskil te maak. Ons vra hierdie dinge in die naam van ons Redder, Jesus Christus. Amen. Ons gaan nou die offerande opneem. Baie dankie. And you've got peace of mind, like you've never known. But things change when you're down in the valley. Don't lose faith, for you're never alone. For the God of the mountains is still God in the valleys. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is still God in the bad times. God of the day is still God of the night.
faith. When you're up on the mountain, don't come so easy. When life's at its best, now down in the valley of trials and temptations, that's where your faith really put to the test. For the God of the mountains is the God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is the God in the bad times. The God of the day is the God of the night. The God of the day is the God of the night. Halleluja. Geliefdes, ontvang die seën van die Here. Mag die Here u seën en behoed. Mag hy sy aangesig oor u laat skyn en u genadig wees. Mag hy sy aangesig oor u verhef en aan u vrede gee. Amen.